Ons fokus op hierdie stadium baie op glasherwinning. Daar was 'n tyd toe ons papier en karton en plastiek en baie dinge herwin het. Op hierdie stadium glas. Daar's 'n glasdome hier in Tulbagstraat waar ouers en kinders en besighede en almal ons kan ondersteun. Ons doen ook die broodknippies. Ons doen broodsakkies. Dit is deel van 'n projek wat op hierdie stadium aan die gang is. En ons doen die bottelproppies. So, dis 'n hele skoolprojek, ouers, kinders, besighede, almal ondersteun ons. Dis reg, ja. Die kinders by ons, baie van hulle kom van die pre-primêr af, langs ons Kabega Park pre-primêr, en hulle word reeds aan herwinning blootgestel. So, hulle ondersteun ons wanneer ons 'n glasdag het, en hulle maak self die proppies en so by mekaar. En die kinders wat van ander skole af na ons toe kom, ander voederskole, hulle leer baie vinnig Kabega as 'n groen skool. Ons hoor gedurig dat ons 'n Wessa ekoskool is. Dit beteken ons is betrokke by die beskerming van ons natuurlike hulpbronne ook, elektrisiteit en water, en daarvoor het ons sonpanele vir die elektrisiteit, ons het watertanks vir die water. En as ons kyk na iets soos die glas, wanneer ons die glas herwin, dan spaar dit geweldig baie hulpbronne en bespaar geweldig baie elektrisiteit. Jy kan nou dink as jy klaar 'n bottel het, hy is klaar glas, dit is baie maklik om weer 'n nuwe bottel daarvan te maak, waar as jy wil van die begin af 'n bottel maak, dit baie energie en baie produkte verg. So, die glas word ook baie gedryf op Vrydae, dan het ons glasherwinningsdae en kinders word aangemoedig om die glas te bring. Daar's groenspore by die hekke. Nou 'n groenspoor is 'n graad 6 leerder wat homself as 'n herwinner bewys het deur die jare. Hulle staan by die 3 ingangshekke en hulle maak 'n groot doel daarvan as 'n kind vir hulle glas bring. So, hulle laat hom soos 'n groen held voel. En dit bring vir ons baie glas in, seker omtrent so 3-4 ton glas in 'n maand wat ons inkry met behulp van die kinders en hulle ouers wat ons ondersteun. Alles wat ons doen met die herwinning kom terug weer om die skool beter en groener skool te maak. En een van die goed wat ons daarvoor het is die plastiekproppies. Die plastiekproppies wat die kinders skool te bring gaan na Timber Solutions toe. Dis 'n maatskappy wat allerlei tuinmeubels en drommetjies en paadjies en allerlei dinge maak uit die herwonne plastiek uit. So, dis nogal iets as jy met die kleintjies loop en jy wys vir hulle, hier's 'n rooi spikkel of 'n geel spikkel of 'n groen spikkel en jy sê vir hulle, hierdie was 'n bottelproppie. En as dit eksamentye is of voorskool en pauses, dan sit die kinders by die bankies. Dis is 'n plek waar hulle hardloop, hulle wil graag daar wees, hulle hoef nie meer op die grond te sit nie. So, dit maak 'n wonderlike verskil, die feit dat ons dit het. En die broodknippies wat ons insamel, dit gaan weer vir rolstoele. En ons het nou al 3 wat ons persoonlik ken, wat ons die rolstoele voorgeskenk het, en behalwe vir dit gaan dit na die Sweethearts Foundation toe, en hulle het 'n waglys van mense. So, net deur te herwin maak jy 'n verskil aan iemand wat andersins sonder iets sou gewees het. Absoluut. 'n Skool en 'n kerk is deel van 'n gemeenskap en in die middel van waar ons is, rondom ons is al 'n hele paar verskillende kerke en ons is reeds betrokke by van die kerke wat vir ons hulle glas gee of wat vir ons hulle proppies gee. Ek self is in Heideveld, so as ek Sondag uit die kerk uitkom, dan word my kar se kattebak opgelig en dan kry ek die glasbottels en ek kry die proppies en so. En as jy vat hoeveel lidmate daar in 'n gemeente is en almal gebruik 'n koffiebottel of by almal word daar outomaties sousbottel leeg en mense drink koeldrank, dan is dit eintlik 'n wonderlike bron vir 'n skool. En as jy weet dat dit gaan lê nie net op 'n rommelhoopie, maar dit word omskep in iets wat nuttig is en 'n verskil maak in die kinders se lewens, dan is dit nie vir jou moeite as jy daai broodknippie in 'n botteltjie moet gooi, of jy met jou proppie hou, of jy met jou glasbottel, jy hoef nie eers die papier af te haal nie, druk hom onder die kraan en spoel hom net uit en sit hom in 'n boks. En wanneer jy genoeg aan hy boks het, bring hy boks saam kerk toe en gee dit daar vir 'n verantwoordelike persoon wat nou weer dit na die skool toe sal vat of sal gaan ingooi in die dome. Dit het aan ons skool 'n groot verskil gemaak. Ons het watertanks, ons het solarpanele, ons het bankies soos wat jy gesê het. Dit het letterlik die skool verander en beter gemaak as wat hy was. En dit deur herwinning. Soos enigiets anders is dit, jy moet klein begin en jy moet gefokus wees. So as jy in jou huis begin en jy het 'n leë houer waarin jy elke keer jou ou broodknippie gooi, en dit raak jou roetine. Teen die tyd dat daai houertjie vol is,
dan vat jy hom kerk toe. Dieselfde met jou bottelproppies. Jy het miskien 'n houertjie waar in jou bottelproppies en dit kan sommer daar by jou in jou vensterbank staan. Dit is nie dat dit werk is nie, in plaas van om die drom oop te maak en hom in te gooi, sit jy hom nou net in die houertjie in. So nee, ek sal nie sê mens moet op 'n groot skaal soos wat ons was, koerante en kartonne en absoluut alles probeer herwin nie. Ons is op hierdie stadium op 3 goed gefokus, soos ek gesê het. Ons doen die broodknippie, ons doen die bottelproppie, ons doen die glas. En dit kan enige ene by die huis doen, of by 'n skool doen, of by 'n kerk doen, sonder dat dit 'n groot werk hoef te word. Jy het nie nodig om die bottel, die label, die naam van die bottel af te haal van die All Gold en hom te laat lê in water of enige so iets nie. Spoel hy laaste bietjie tomatiesous uit, sit hom in 'n boks. As jy 'n boks met glasbottels het, vat dit na die skool toe of vat dit na die kerk toe, waar ook al die versamelpunt is. En dan weet jy, dit wat ek doen, maak regtig 'n verskil. En dan kan jy miskien net maar daai klein bietjie moeite doen vir die eindresultaat, want op die ou end ons verantwoordelikheid is kyk na die natuur rondom ons, kyk na die omgewing rondom ons, en as ons elkeen ons deel doen, dan gaan ons 'n groot verskil maak. Een mens, klein verskil. Baie mense, groot verskil. Wel, by ons het dit begin met aanmoediging deur ietsie wat McDonald's gegee het. So, jy kan nou nie elke keer dit op so groot skaal doen nie. Maar ons het by die glas, by die hekke, baie keer 'n groen lekkertjie. As jy 'n sekere aantal bottels gee, dan kry jy 'n lekkertjie in ruil daarvoor. So, almal hou van 'n lekkertjie. Almal hou van 'n klein beloningkie. So, as ek aan ouers kan dink, soos dat jy 'n beloningskaart kan hê met 'n sterretjie, as jy nou 'n pakkie groen sterretjies het en miskien is dit by 'n sonnaarskool, die kinders bring dit na die sonnaarskooljuffrou toe en sy sê as jou kaartjie met 10 sterretjies vol is, dan kry jy ietsie. Daai ietsie kan 'n Bybelboekmerkie wees, daai ietsie kan wat ook al jy kies wees. Maar almal hou daarvan om ietsie te kry. Die kinders leer by ons van ons rol in ekosisteme en ons rol in die groter wêreld. Ons leer ek gee graad 6, so ons leer alles van energie en dat dit nie volhoubaar is as ons net gebruik nie. Ons is al almal deur beerdkrag en ons weet waar kom beerdkrag vandaan en van die probleme met die steenkool en so. So al hierdie groen projekte en die herwinning wat ons doen met die kinders is ook om ons koolstofvoetspoor te verklein. So dit is 'n groot ding, deel van die glasherwinning, soos ek gesê het, dit gebruik baie minder hulpbronne en baie minder elektrisiteit, onmiddellik raak hy koolstofvoetspoor kleiner. Ons het al 'n projek gehad hier wat ons gekyk het hoeveel karre kom laai die kinders af en hoeveel mense is daar in die verskillende karre en dan kan jy kyk na die uitlaatgasse en so en dis soos ons daarby uitgekom het dat daar ook nou 'n geplaveide deel onder 'n boom is wat nie so baie stof en dinge opjaag nie. So op die ou end, alles wat ons die kinders leer, kom daarbey uit, ons is verantwoordelik om dit wat ons het op te pas en die natuur is ons verantwoordelikheid om daarna te kyk. So wanneer ons kyk na herwinning, wanneer ons gaan en die broodsakkies lê nie net meer rond nie en die proppies lê nie rond nie en die glasbottels gaan nie 'n brand veroorsaak want die son skyn op hom en dan het ons 'n groot probleem nie. Dan werk dit alles mooi saam dat hulle kan sien wat is ons rol binne in die wêreld en wat is ons verantwoordelikheid in die wêreld. En ons het dit nou al ondervind met die broodknippies dat 'n dogter hier na die skool toe gebring is. Sy was in Cape Recife skool en sy het 'n nuwe rolstoel nodig gehad en ons vra nie geld nie, ons vra vir die kinders, bring iets uit jou huis uit herwinning wat 'n verskil kan maak en so het ons genoeg broodknippies bymekaar gemaak. Dit was 50 kg wat nodig was, wat baie is as jy vat 'n broodknippie weeg 1 gram en hulle, die dogter, sy was in graad 6 ingestoot in die saal, arbeidsterapeut was by, haar ouers was hier en hulle het mooi verduidelik dat soos wat jy jou gewone skoolskoene sal ontgroei van graad 1 na graad 7, sy nou haar rolstoel ontgroei het en sy nou 'n nuwe een nodig het. En dat dit deur hulle broodknippies is. Dis 'n projek genoem die Tops and Tags for Wheelchairs, deur die Sweethearts, het daai kind 'n nuwe rolstoel gekry en ons het daar so bly volg haar loopbaan in Cape Recife skool. Sy het gaan gewigstoot oor see as deel van die Para-Olimpiese spele en die begin van die jaar nou met die verkiesing, toe is daai selfde dogter weer hier as 'n volwassene wat werk. So jy kan sien en die kinders kan sien iets wat klein is, het 'n baie groot uitwerking op die ou end. Nie net grootliks op die wêreld nie, maar op 'n spesifieke iemand se lewe. Jy kan 'n verskil maak in een mens se lewe. En ek dink dit motiveer die kinders geweldig. As 'n ouetjie dit gesien het in graad 1,
Hy gaan sy broodknippies vir my bly bring tot in graad 7 en as hy hoërskool toe gaan, dan gaan hy 'n plek soek waar hy daai broodknippie kan ingee. En in baie van die gevalle is dit in die kerke waar daar 'n houer staan en jy kan dit daar gaan ingee. So alles wat ons doen op die ou end, ons wil hê die kinders moet volronde mense wees. Ons leer nie net vir hulle akademie nie. Jy wil hê hy met sy plek in die wêreld kan volstaan en deel daarvan is kyk na wat ons rondom ons het en maak die beste daarvan.